Goeiemiddag julle. Ek hoop dit gaan baie goed met elke liewe een van julle. Vandag wil ek net so 'n bietjie vinnig met julle net gesels oor verhoudings. Julle is nou op 'n ouderdom waar verhoudings nou eintlik regtig 'n prioriteit raak, of dit raak noodsaaklik of dit raak belangrik in jou lewe. En ek wil vandag vir julle verduidelik van die verskil tussen 'n verhouding en as jou verhouding gebaseer en gegrond is op liewe Jesus. So, as 'n jong mens, gaan jy in 'n verhouding instap saam met iemand, of dit 'n kereltjie of 'n meisie is, of hoe ook al, jy gaan in 'n verhouding instap met daai persoon. Nou wat gebeur is, as jou verhouding nie gegrond is in liewe Jesus nie, ek gaan gebruik maak van 'n toutjie of 'n wolletjie, wat vir julle net so 'n bietjie 'n verduideliking gaan gee van hoe dit gaan werk. So hierdie toutjie verteenwoordig jou aan die een kant, en dan jou kereltjie of jou meisie aan die ander kant. So as julle in 'n verhouding gaan instap, en dit is julle wat in die verhouding instap, onthou die een kant van die toutjie is jy, en die ander kant van die toutjie is die persoon saam wie jy in die verhouding is. So hierdie is julle relationship, en deur alles wat julle gaan, en deur al die dinge wat julle gaan, en hoe julle verhouding gaan bou en goed, gaan die toutjie gaan rondbeweeg. Hy gaan tug and pull, en hy gaan rondskuif, en hy gaan so, want hierdie kant is jy, so jy gaan die verhouding in 'n sekere rigting, of in 'n way wil hê, en die persoon saam wie jy die verhouding is, gaan hom aan die ander way wil hê. So saam gaan julle tug and pull, en julle gaan hierdie een gaan daai kant toe, en daai een gaan daai kant toe gaan, en dit is hoe die verhouding gaan plaasvind, en hy gaan so gebeur, want onthou die toutjie is slap. So daar is nie enige iets wat hom reguit hou, of reg hou, of enige so iets nie. So dit gaan soos 'n rollercoaster beweeg, en dit gaan heen en weer gaan, en so aan. Nou wat die verskil is, as jou verhouding gebou is, waar liewe Jesus die hoofpunt van julle verhouding is, waar hy die noodsaaklikheid van julle verhouding is, en waar hy heel eerste in julle verhouding kom, gaan die gebeur. Hier is julle, en hier kom liewe Jesus, en hy trek die verhouding reguit. Jy moet nou styf vas hou. En hy trek die verhouding reguit. So waar die toutjie nou gerollercoaster het, en hy het slap gang, en hy het in alle rigtings in beweeg, as liewe Jesus kom, en hy is die middelpunt van julle verhouding, trek dit outomaties die verhouding reguit, en sterk, en stewig. So die toutjie kan nie nou meer net in enige rigting in beweeg nie. Jou verhouding kan nie nou meer net in enige rigting ingaan nie, want jy het vir liewe Jesus as jou middelpunt. So wat gebeur dan? Alles wat jy, of die persoon saam wie jy in die verhouding is, alles wat julle doen en beproef en goed, gaan eers deur hierdie draad so deurloop, deur liewe Jesus loop, na die ander persoon toe. So julle kan deur storms gaan, julle kan deur al hierdie dinge gaan, maar as liewe Jesus jou middelpunt is, en jou verhouding is gebaseer op hom, dan gaan alles in jou verhouding reguit bly. Dit gaan reguit gaan. Ja, dit gaan dalk so bietjie so, maar hy gaan julle nog elke keer gaan na julle styf trek, julle reguit hou, en julle op die regte punt en pad met mekaar hou. So as jy in 'n verhouding intree, as jy in 'n verhouding intree, en jou verhouding het nie liewe Jesus as jou middelpunt nie, dit het nie liewe Jesus as jou krag en die middelpunt wat jou behou nie, dan gaan jou verhouding so gaan. Dit gaan bonkers gaan, maar die oomblik wat liewe Jesus kom, en hy raak jou middelpunt, dan word jou verhouding sterk. Dit word stewig, en dit word gebaseer op alles wat die woord as beloftes vir jou gee, in daai tydperk wat jy in daai verhouding is. So as jy in 'n verhouding met iemand inklim, vra hulle die vraag, het jy Jesus lief? En hulle moenie net vir jou 'n antwoord kan gee en sê, ja, ek het nie. Jy moet dit in hulle kan sien, en jy moet dit kan weet en goed. Want weet jy hoekom?
die oomblik as hulle liewe Jesus lief het en hulle klim in daai verhouding saam met jou, dan gaan die verhouding altyd gesond wees, want die drade tussen mekaar is gesond, omdat alles eers deur liewe Jesus heen en weer beweeg. So, as jy in 'n verhouding inkom op die ouderdom waarin jy is, en as jy eendag 'n langtermyn verhouding met daai persoon wil hê, dan moet jy van die begin af dit vas lê om te sê, geen verhouding gaan survive as liewe Jesus nie ons middelpunt is nie. So ja, mag dit hierdie woorde vandag julle baie ver in julle lewe dra. Mag julle geseënd en gesond wees.